Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Ons is by die eerste Sondag na Paasfees en kom ons vra vandag vir die Here om met ons te praat en om vir ons 'n spesiale iets ook in ons harte te lê. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil graag vir U dankie sê vir die geleentheid om uit die woord uit te mag lees. Omdat U dit vir ons so beskik het. U het ons geregverdig, U het ons verlos, en daarom kan die Heilige Gees in ons woon en in ons verduidelik wat het U vir ons geskryf. Here, ons vra dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê en dat ons ook sal doen. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons lees vandag uit 1 Korintiërs 13. Dit begin hier so op bladsy 202 in die Nuwe Testament en ek lees vir ons die hele hoofstuk, vers 1 tot 13. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en dan het ek die geloof om berge te versit. Maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings oor, en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseë, dit sal tot 'n einde kom. Of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Maar wanneer die volmaakte gekom het, sal dit wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly hoop, nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daarin gehoor gee. In 2006 stel Jackie Lou 'n liedjie vry, 3 pikkewyne. Dit gaan oor 'n ou en sy meisie op die strand in Mosselbaai. Ou Jackie Lou dink ek sing heel goed genoeg. Hy moet net nie saam met Kevin Leo optree nie, want Kevin Leo is 'n opera sanger, hy is in 'n ander klas. Maar ek het nogal respek vir Lou as 'n liedjieskrywer. En tog is 3 pikkewyne nie sy diepste nie. Ten spyte van, of dalk juis as gevolg van, die liedjie se eenvoud, was dit 'n eislike treffer gewees. Daaronder lê 3 pikkewyne, die middelste ene is myne. Maak nou daarvan wat jy wil. Paulus, met baie hulp van sy volgeling Sosthenes, skryf aan 'n gemeente wat Paulus besoek het in die verlede, die Korintiërs. Paulus ken die mense aan wie hy geskryf het, want hy het daai gemeente geplant. Die eerste brief aan die Korintiërs bevat baie van Christendom se mees bekende aanhalings. Jy kan baie gedeeltes van Korintiërs aanhaal en jy kan dit vir iemand noem wat nie 'n Christen is nie en hulle sal vir jou sê, maar wag, dit is dit nie in die Bybel nie. Die evangelies, veral Jesus se uitsprake, dis baie bekend. Daar is psalms wat ook net so bekend is. Openbaar met al sy ryk beelde en visioene is ook relatief bekend in die westerse en in die oosterse wêreld. Maar behalwe vir hulle, het ons dalk nou vandag hierso ons geloof so heel
bekendste hoofstuk weet. Maar wat lê agter die skerms? Wat is dit wat mense buite die geloof dalk nie weet nie? Korinthe was nie soveel anders as wat Mosselbaai is vir ons wat in die Karoo woon nie. Soos wat ons nog steeds Kaapstad of Johannesburg toe moet gaan met groot geleenthede, was mense Athene of Rome toe. Maar vir groterige besigheid of spoedeisende sake was Korinthe groot genoeg. Dit was ook 'n kusdorp, nes Mosselbaai, en dit was taamlik gewild gewees. Moderne Korinthe in Griekeland is nie ver van die antieke ruïnes van die antieke Korinthe gebou nie. Ek vermoed ook vandag dat die ring van Mosselbaai gemiddeld oor 'n tydperk van 10 jaar dalk meer aansoeke kry as die ring van Beaufort. Christene wou graag sendingwerk gaan doen het in Korinthe, want dis 'n lekker plek, dis 'n bekende plek. En omdat daar so baie sendelinge was, omdat daar so baie mense daar was wat 'n boodskap gehad het van Jesus of 'n dalk van 'n ander geloof, en die mense nie noodwendig maklik was nie, was daar moeles. Ek wil ons herinner dat niks in die Bybel, behalwe miskien die boek Spreuke, is as 'n lesing geskryf nie. En selfs Spreuke het gebeurtenisse wat aanleiding gegee het daartoe. Wat beteken dit? Dit beteken dat as ons lees van hoop in die brief van die Romeine, is dit omdat die Romeine, die Romeinse Christene, geweldig onderdruk was. Daar was nie baie hoop nie. As ons lees van nederigheid in die brief aan die Filippense, dan is dit omdat die Filippense, 'n paar van hulle ten minste, eiewys en hardkoppig was. Daar was met ander woorde nie baie nederigheid nie. So, ons lees nie van liefde in 1 Korintiërs, omdat die gemeente in Korinthe die modelgemeente was nie. Ons lees van liefde, want hulle was verdeeld. Daar was baie strominge gewees. Paulus en Sostenus gebruik die liggaam-model net in die vorige hoofstuk, in Korintiërs 12, juis hieroor. Mense het gestry oor watter geestelike gawes, en daarom ook watter lidmate wat daai gawes gehad het, die belangrikste is. Nou wat hulle hoor dat, maar eintlik het ons almal mekaar nodig. Ons het verskillende gawes, soos wat die liggaam verskillende funksies het, en almal het mekaar nodig. Die Korintiërs het geweet dat as jy vir hulle 5 vingers gee in vandag se taal, dan antwoord hulle soos ou Jakkie Lou. Hulle weet wat 'n vinger hulle vir mekaar sou gee. Hulle weet die middelste ene is myne. So, hulle moet hoor, wat help dit hulle stry oor wie die beste profeet of die beste wonderwerker is. Maar daar is nie liefde onder die mense van die gemeente nie. Elke gawe gaan in die volgende lewe hulle doel uitdien, behalwe liefde. En ek dink dis 'n baie skerp punt, wat niemand anders dalk al aan gedink het nie. Wie het nou profesie of kennis nodig as ons vir Jesus in persoon ons vrae kan vra? Wie het dan nou geloof nodig as ons die gesig van God met ons eie oë kan sien? Wie het nou genesing nodig as ons almal in die onsterflike, onverganklike liggaam opgewek is? Ons nou niemand nie. Maar daar sal altyd 'n plekkie wees vir liefde. Liefde word nooit uitgedien. Ons het verlede naweek met Goeie Vrydag en Paasfees die hoogtepunt van ons geloof gevier. Jesus kom aarde toe. Jesus herenig ons met God deur die mag van die sonde af te breek. Daar is daar die bekende 3-prent tekenprent van hoe verlossing werk deur Jesus. Eers is daar net een blok en die verhouding tussen mens en God is goed en Adam en Eva is gemaak. En dan kom die sonde, dan is daar nou 2 blokke en die sonde skep 'n kloof tussen die heilige en die gewone. En daarna moes Jesus kom en ons verlos
En dan is sy kruis daai brug, sodat ons weer geheilig word om by God te wees. Maar Jesus herenig ons nie net met God nie, hy bou ook die brug tussen ons en ander mense. En dit maak ook logies sin, want as ons almal nader aan God beweeg, maak nie saak van waar af ons kom nie, ons kom ook uit by mekaar. Ons kan begin waar ons wil, maar as almal na een sentrale punt beweeg, dan beland ons saam. En in die kruisiging self is Jesus die toonbeeld van die liefde waarvan die Korintiërs gehoor het. Daar was nie baie Jode in Judea wat die reg gehad het om vir Pilatus op sy plek te sit nie. En Jesus doen dit ook nie. Jesus sê nooit vir Pilatus, hy het nie die reg om God soos 'n misdadiger te behandel nie. Jesus tree geduldig op, Jesus tree nederig op. En niks van Jesus tydens die kruisiging self soek eie belang nie, want Jesus doen dit alles vir ons. Jesus vergeef selfs die mense wat besig is om hom te kruisig, soos wat hulle dit doen. Nou sou ook ons sê dat op Golgotha is Jesus nederig en vergewensgesind en sagmoedig, of ons sou dit kon opsom deur te sê Jesus het liefdevol opgetree. As ek vir Jesus vra wat 'n kruis behoort aan hom, dan sal Jesus sê, die middelste kruis, daai kruis is myne. Tussen die twee gevangenes, tussen die onreg van die siviele en die godsdienstige magte, daarso is Jesus alleen. In die middel van die samelewing se gebrek aan liefde, wys Jesus vir ons die regte voorbeeld. Wys Jesus vir ons, hoe kan dit lyk as iemand onder moeilike omstandighede nog steeds in liefde bly. Om in Jesus se voetspoor te volg, is om lief te wees. Die Korintiërs kan goeie dade doen soos wat hulle bars. Hulle ontbreek liefde, so hulle ontbreek eintlik alles. En nou kom ons by die hart van Paulus se argument. Dis ook die hart van Exodus 20. Dis die hart van die hele Jakobusbrief. Dit is die antwoord wat Jesus gee in die verskillende evangelies, as Jesus vir hom vra, wat is die belangrikste iets wat 'n mens moet doen? As jy leef met liefde, dan lewe jy soos God se Gees ons almal lei. Die beste iets wat jy van iemand kan sê, dink ek, is dat hulle liefdevolle mense is. Want al die ander deugde waarvan 1 Korintiërs 13 praat, sou ons kon vervang met liefde. Mededeelsaamheid is liefde. Geduld en nederigheid is liefde. Behoorlikheid, vergifnis, geregtigheid en waarheid, alles daarvan is uitdrukkings van liefde. As ons luister na die huldeblyke wat tydens roudienste gelewer word, wat hoor ons? Ons sal by verskillende plekke hoor, iemand was ongelooflik bekwaam. Ons sal hoor, party mense was intelligent, baie mense was pret, heelwat mense was betroubaar gewees. Maar weet julle, wat kan ons altyd meer van hoor? Iemand was lief vir 'n klomp mense, nie net die mense in hulle binnekring nie. Wie van ons weet hoe eindig Jackie Lou se liedjie 3 Pikkewyne? Wie weet wat is die laaste lirieke van daai liedjie? As ons kom daar by die einde, dan is dit nie net daaronder lê 3 Pikkewyne, die middelste ene is myne nie. Daar's 'n paar keer wat hy vra van die buitenste 2 en dan eindig die liedjie met, maar die buitenste 2 is ook myne. Daar's baie deugde waarvan ons in die kerk praat vandag. Gawes wat nie so prominent was in die tyd van die vroeë kerk nie. Ons praat dalk van die gawe van gasvryheid, van diensbaarheid en van vertroosting. En as ons kyk na die name van die gemeente se 4 diensgroepe, kry ons aanbidding en toerusting, dis die een, gemeentebediening aan die een,
getuienis en ondersteuning. En alles is eintlik maar net ander woorde vir hoe liefde gestalte vind in die gemeenskap. Niemand op dese aarde doen die teëls van die badkamer oor of bekam die begroting omdat dit lekker is nie. Dit is nie lekker nie. Niemand ry Goutrou toe vir die uitsig nie. Niemand skink tee omdat hulle verveeld is en iets met hulle self wil doen op 'n Sondag nie. En niemand besin oor verskillende liedere en die kategese omdat hulle die intellektuele uitdaging daarvan verkies nie. Alles wat 'n gemeente doen, enige gemeente, kan op een of ander manier teruggebring word na liefde. Omdat ek lief is vir God, lief is vir my naaste, doen ek X, Y of Z. Om 'n Christen te wees in 'n wêreld en af en toe ook in 'n godsdienstige omgewing wat in 10 rigtings op 'n slag skree, is baie uitdagend. Ons weet nie altyd wat is nou reg en na watter stem moet ons luister nie. So as ons dan deur iets gelei moet word, en ons weet nie watter een die Heilige Gees verteenwoordig nie, mag dit dan die liefde wees. Dis nie net die belangrikste van al die geestelike gawes nie, dis ook die gawe wat nooit ooit sy waarde sal verloor nie. Dis goed as ons kan sê, ons is 'n pligsgetroue, of 'n inklusiewe, of 'n heilige gemeente. Dis wonderlike eienskappe om te hê. Maar as ons kan sê, ons is liefdevol, dan vat ons die eerste prys. Om liefde te kies is om al 3 pikkewyntjies te vat, want liefde is die grootste en die beste. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U weer eens dankie sê vir die liefde en genade wat U vir ons wys op Paasfees, op Goeie Vrydag, maar ook vandag deur U Heilige Gees. Here, ons het niks van enige van hierdie verdien nie. En U gee dit vir ons met soveel oorgawe. Here, help ons om ook daai selfde liefde te beliggaam. Here, dis wonderlik dat verskillende mense, verskillende persoonlikhede en verskillende belangstellings en gawes het. Here, maar help ons om te onthou dat sonder liefde kan ons so oulik wees soos wat ons wil. Dan is ons nog nie besig om U wil uit te voer nie. Help ons om harte te ontwikkel vir die sake en die mense waarin U ons stuur. En help ons ook dat as ons met mekaar of met die gemeenskap in die breë te doen het, dat ons sal onthou, die beste getuienis wat ons kan lewer, is nie wat ons vermy of watter prestasies ons behaal nie, maar die mate van liefde waarmee ons mense hanteer.